net gou nou vir iemand bid, wat sê, hy sit in 'n baie diep gat en weet hoe om uit te kom nie. Moet gehoorsaam wees aan, ek glo wat die Heilige Gees nou sê. Miskien omstandighede, miskien druk van die wêreld, miskien eie besluite, ek weet nie wat nie, maar ek bid vir jou nou in Jesus naam, wat so diep vassit in 'n gat, ek weet nie hoe uit te kom nie, maar prys die Here wanneer iemand die naam van die Here aanroep. So op 'n plek, jy lag maar, jy smaal maar eintlik diep in jou hart is jy weg in 'n gat. Jy weet nie om daar uit te kom, jy weet nie om uit daardie diepte uit te kom nie. Maar ek kan jou beloof in Jesus naam, wanneer jy die Here aanroep, wanneer jy na hom toe kom, wanneer jou hart uitstort vir hom en vir hom sê hoe jy voel en waar jy is en hoe jy waar dit voel, jy sit weggedruk in daardie donkerte, kan ek jou sê op die regte tyd en volgens sy wil, gaan hy jou baie diep uithaal, want hy is die God wat dit kan doen, hy is die God van die onmoontlike, en hy soek soms uit sy gebroke hart 'n verslae gees wat nie weet wat er kan doen nie, en dan help hy kragtig. Bid vir iemand nou wat sê, Here, ek wil uitlig uit die diepte van oppressie en depressie. Ek wil uitlig uit die diepte van hierdie donkerte. Ek wil opstaan uit dit. Kom Jesus, kom, help my vandag. Wil jy nie net gou dit voor die Here sê en jy roep gou uit net na hom. Jy voel dat die Here met jou praat. Kan ek jou iets vertel wat sy woord sê? Sy woord sê, God bly getrou. Die mens is ontrou. Hy sê die mens se ontrouheid kan niks aan God se getrouheid doen nie. Paulus skryf, hy bly getrou as jy opreg is en jou gebroke hart, jou verslae gees voor hom uitstort. Dawid het gesê, hy soek dit, gebroke gees, verslae gees, gebroke hart, hy soek dit, nie soseer offerande, en hy soek dit, en hy kom en hy help sy mense, hy help mense, tot eer van sy naam. My God, ek bid nou in Jesus naam, en ek vra, lig uit, baie diep, lig uit nou, in Jesus naam, lig uit op die grond van die werk van Jesus Christus op Golgotha, lig mense uit daardie omstandighede, uit daardie nood, uit daardie donkerte, en dat daar nog vandag hier, en in hierdie tyd nou iets sal gebeur, dat hulle die lig van Jesus, en die lig van sy gees, wat werk en met ons is, en die lig van sy woord, nou sal sien, en beleef, en daarin sal wandel en glo. Bid dit in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Prys. Loof die Here. Graag net weer herhaal, jy hoef nie daar te sit nie. Roep hom aan. Inteendeel, roep hom aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou wys groot en ondergrondelike dinge, verborgenhede wat jy nie geweet het of nie gesien het nie. Moet net nooit in jou rug op Jesus Christus draai nie. Of dit goed gaan en of dit sleg gaan, roep na hom, glo hom, vertrou hom. Hy is 'n waarmaker, hy bly getrou tot die einde. Amen. Prys die Here. Jy kan hom vertrou. Is 'n voorreg, Louis. Kom maar vorentoe kom, is 'n voorreg, Louis, gaan vir ons net so 'n bietjie vertel met Gideons. Daarna gaan ek by die woord stil staan by hulle. Nou is ek Jesus. Dit was baie lekker. Dit was lekker om saam met julle te aanbid. Ek wil eers net vir pastoor
pastoor en vir die kerk se bestuur sê baie dank vir die groot voorreg wat ek het om vanoggend hier te wees. Julle weet, dis nie maklik by alle kerke nie. Party kerke wil nie dat ons kerkbesoeke kom doen nie en ons wil so graag vir die mense vertel van die werk by die Gideons en so baie dankie pastoor. Elmarie Du Plessis is een van ons Gideons se vrouens. Nou hulle dink in November maand was daar 'n internasionale Bybelblits in KwaZulu-Natal. Nou dit is waar Gideons van oor die wêreld kom om te kom Bybels uitgee en hulle het in 'n paar dae by 400,000 Bybels in KwaZulu-Natal uitgegee. Sy sê toe hulle na een skool toe kom, is hulle in by die skoolhoof en hulle vra toe vir die skoolhoof of hulle die skool kan plaas en hulle kry toestemming om van klas tot klas te gaan en Bybels uit te gee. Nou die Gideons, sy was saam met die Gideons daar en toe hulle in een klas kom, toe is die onderwyseres nog nie daar nie. En hulle wil begin Bybels uitgee, maar voor hulle begin uitgee, kom die onderwyseres ingestap. En haar moedsak in haar skoene, want sy het moslem klere aan en sy raai die oor haar gesig. En sy dink hier is moeilikheid, sy kan nie dat ons toelaat die Bybels geplaas word. Maar so is die onderwyseres vriendelik en sy sê hulle kan die Bybeltjies plaas, hulle kan dit uitgee vir die kinders. En terwyl die Gideon die Bybels vir die kinders uitgee, toe stap Elmarie na die onderwyseres toe en gee vir haar 'n Bybel en sy vat die Bybel. En toe die Gideon vir die kinders agter in die Bybel toe wys die weg tot saligheid, toe deel sy met die onderwyseres ook die weg tot saligheid. En toe die Gideon die sondegebed doen, is sy baie verbaas om te sien dat die onderwyseres haar oë toemaak en slip en hard saam met die kinders die sondegebed. Nou is dit nie ongelooflik wat die Here en die Heilige Gees kan doen deur ons wat gewillig is om 'n Bybeltjie uit te gee. So dit is net en daar is so baie sulke voorbeelde. Dan wie is ons? Ons is maar net Christen sakemanne en professionele mense wat die Here liefhet. Wat doen ons? Eerste wil ons mense van die Here vertel. So waar ons kans kry, vertel ons vir mense van die Here, ons gebruik hierdie Bybeltjie, ons noem hulle persoonlike werkerstestamente, en ons gee dit dan uit en verduidelik vir hulle die weg tot saligheid. Dit is ons eerste en ons belangrikste doel. Maar dan tweede, gee ons Bybeltjies uit by plekke, kruispaaie wat ons sê in die wêreld, waar mense swaar kry, waar mense daar nodig, waar kerke nie altyd toegang het om te kom. So in ons area het ons klaar hierdie jaar by al die gastehuise en hotelle waar ons toegelaat word, het ons die Bybels gaan aanvul. Al die hospitale is besoek, dokterspreekkamers is besoek, en dan het ons ook al die skole behalwe een skool besoek. In hierdie area word daar 2000 Bybels vir graad 8 uitgegee in die skool. Ek was bevoorreg om saam na Grootbrak se hoërskool te gaan op 'n maandagoggend. En hulle het vir die een Gideon die geleentheid gegee om te open met godsdiens om 'n boodskap te bring. En hy het hulle vertel van die Bybeltjie en ons het kon vir elke graad 8 'n Bybeltjie gee. En groot was my verbasing toe hulle na die byeenkoms vat ons na 'n kamer toe, dit 'n gebedskamer. En in die kamer is oral sien die mure, groot mooi netjiese plek. Oral sien die mure is prentjies en teksversies. Dit is net ongelooflike voorreg wat in ons land daar is, waar dan nog dit in skole kan gebeur. As ons in Amerika van skole plaas, wat 'n Christelike land is, moet ons by die hek buite staan, ons mag nie op die grond kom, moet by die hek buite staan en die wat wil vat, wat die Bybel doen, ons kan niks sê. So ons moet ons sê baie van die vir daardie voorreg. Ek gaan nie al die plekke noem nie, maar jy weet daar word, maar ook in die vir ons al ons veiligheidsdienste gee ons vir die buurtwagte gegee. En dan hierso by ons is daar 3 gevangenisse, so elke Sondag gaan van ons en gaan na die gevangenisse toe en gee daar vir die gevangenisse ook Bybels. Nou wat vra ek vir u vandag? Wat kan u vir ons doen? Die eerste ding is, as u 'n sakeman of 'n professionele persoon is wat die Here liefhet, sluit ons aan. Ons word al minder, die poes daar buite is groot en die hande is minder. So sluit ons aan. Die tweede ding is, sit ons op die voorbeeldslys.
Ons kan nie sonder gebed hierdie werk doen. Ek wil net weer sê, ons bid gereeld op vir die pastore en vir die kerke in ons gebied. En nou net onthou, ons is nie 'n kerk nie. Ons sien onsself as 'n verlengde arm, sendingarm van die kerk. En ons is saam met die kerk. So as ons iemand in die Here lei deur die Heilige Gees se genade, dan verwys ons op na die kerk. En dan vra ons as daar finansies is oor die wêreld, plaas die Gideons elke sekonde 2 Bybels. So byvoorbeeld kos R30, so jy kan vir jouself dink hoe baie geld dit is. As daar nie geld is nie, kan ons nie Bybeltjies uitgee nie. So as jy 'n finansiële bydrae kan maak, en dan laastens, ons het iets wat ons doen, vriende van die Gideons. Dis mense, hulle betaal nie om aan te sluit nie, maar jy kom op 'n lys en dan op die telefoon sal jy op 'n gereelde basis dan inligting kry oor die Gideons en wat ons nou doen en wat ons beplan om te doen. Daarby wil ek net aansluit en vra, die 16de Mei het ons weer 'n vriende van die Gideons ooreenkoms by Salt and Copper, Saterdagoggend. As daar enige iemand is wat wil gaan, ek kan by die deurkaartjies, ek gee wat my telefoonnommer op, as jy kan vir my kontak. Dan kan kom eet 'n lekker ontbyt saam met ons en dan sal ons nie meer vertel met die van die vriende van die Gideons. So weer eens baie dankie. Jy kan ook op die webwerf is www.gideons.co.za kan jy meer van die Gideons lees. Ek sien uit om saam met die verder hier dan baie dankie. Baie dankie, Louis. Weet jy, ek wil net sê oor die jare die gemeente is ons al bedien het, ons altyd ons harte altyd baie goed vir die Gideons. Ek dink amper ek het van die grootste getuienisse gehoor van net Bybelplasings van mense van ander gelowe wat tot inkeer gekom het en vir die Here begin werk het, dat hulle net 'n Bybel iewers opgetel het. En daar's nie eens gepreek of iets van hulle nie, hulle die woord van die Here die Gideons opgetel en tot inkeer gekom. Van die kragtigste getuienis wat die Here toe net deur sy woord wat geplaas is in plekke. Ek kan miskien wys, ek weet daar's baie plekke wat jy nie mag preek of jy mag nie die evangelisasie of verkondig nie, maar jy mag 'n boek plaas. Mag die Bybel plaas. En dis oor die jaar een van die kragtigste werke dink ek in die hand van die Here die Gideons. Ek wil regtig vra, ook vanuit ons gemeente uit, soos maar oor die tyd nog 'n nuwe planting, maar weet jy, ons saai regtig en ons wil saai vanuit ons finansies uit. So, en dis een van die plekke waar ons wil saai. As die Here met jou hart toe werk, dit gaan net oor die 30 Bybeltjie. Ek het net 'n fietsreis, ek het fietsry in koffie, is dit sommer meer as 30. En dan wanneer jy kan een of dit afstaan en vir die Bybel wat iewers geplaas word en iemand by Jesus uitkom. Baie dankie. Ons sal altyd van hierdie gemeente ook wees vir die Bybel verspreiding van die Gideons. Amen. Prys die Here. Loof sy naam. Ek wil graag net tyd het aangestap, maar ek wil graag ons gaan vandag 3 mense doop. So ek wil graag vra dat jy saam met my gaan lees uit Romeine hoofstuk 6. En dan wil ek net iets kort oor die doop van die gelowige met jou praat. Nou net voordat ek Romeine 6 of Eerste Handelinge 2:38, en dit kan dalk op die bord wees. Jy verstaan die opdrag van Matteus 28, nie gaan na een maak disippels en dan sê daar doop hulle, sê die woordjie is baptizo, wat beteken onderdruk, onderdompel en onder die water en dit toemaak. So dis die woordjie daar. Hoor wat sê Handelinge 2:38 en ek wil eintlik vanmôre net kort met jou iets praat oor wat in die Handelinge kerk en kan ek dit ook sommer bysê, die Handelinge kerk is altyd baie naby my hart, want dis handelinge van die kerk, of handelinge van die apostels wat jy sê, maar die handelinge wat nog steeds aangaan. Daardie handelinge en so dis baie naby nog aan my hart. Ek was by een vorige gemeente waar ons amper 'n handelinge byeenkoms op 'n Sondag in die aande begin doen, dat ons 'n handelinge kerk kan wees vir die Here. So dis baie besonder in my hart, hoe hulle in die eerste kerk die dinge vir die Here gedoen het.
Handelinge 2:38 hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Baptizo is in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Daar was hierdie klem in die Handelinge kerk van wanneer iemand tot bekering kom of bekering en wedergeboorte word deur die Heilige Gees, dat dit was amper 'n vaste instelling wat gebeur het by mense daar. So ek wil klem op dit lê, maar kom ons gaan nou net verder in Romeine 6 wat Paulus dan nou oor dit skryf. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Ek wil net vir julle ietsie sê, dat ek wil iets praat oor die doop, baptizo, die doop van die gelowige. Maar as jy gedoop is en jy is die doop van die gelowige deurgegaan, deur die groot doop, soos hulle nou sou sê, maar dit is eintlik die regte benaming nie, die regte benaming is die doop van die gelowige, soos ons dit in die Bybel kry. Laat toe dat die Heilige Gees net weer vir jou kom wys en kom uit sy woord wat het gebeur. Wat gebeur as jy jou laat doop? Goed, kom ons sê ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Vers 3, of weet julle nie, is hierdie kragtige skrif, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, weer die baptizo, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So duidelik sê Paulus wat beteken as jy jou laat baptizo, laat doop, die doop van die gelowige. Dis ons sterf saam met Jesus Christus. As ons dit kom doen, en ek weet baie mense wil dit in die geheim doen, maar dis eintlik 'n openbare bewys. Dit is meer as net 'n simboliese handeling wat die Here sê jy moet doen. So dis 'n handeling wat sê ek sterf saam met Jesus Christus en ek staan saam met hom in 'n nuwe lewe op. Prys die Here vir dit net. Dank God vir dit. En Jesus het die doop daarvoor ingestel. En jy weet self, Jesus is deur Johannes gedoop. Maar dis nie net hoekom ons nou doop nie. Ons doop omdat hy gesterf het op Golgotha. Dis hoekom ons laat doop. En dis die doop wat die Bybel van praat, die doop van die gelowige. Nou, kan ek dit sê, weet daar word deur denominasies en verskillende baie dinge gesê en gedoen oor die doop. Wat ons kry uit die Bybel is die doop van die gelowige. Wat beteken jy moes tot wedergeboorte gekom het, jy moes tot bekering kom en dis die kwalifikasie dat jy jou kan laat doop, baptizo. Dis die doop. Kom ons lees net so 'n bietjie aan en dan bly sê want ons het met hom saamgegroei deur die gelykvormigheid aan sy dood. Sal ons dit tog ook die weerspieël die aan sy opstaan. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word en ons nie meer deur die sonde sou doen nie. Want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Dit wil sê, jy moet dit reg dateer, hy praat die hele tyd oor die sterf saam met Christus. Dis wat gebeur. Nog altyd oor die jare wat mense wat ek voorheen gehad het om mense te doop, het daar altyd iets besonders plaasgevind. Mense sal ook daarna sê, "Sjoe, iets gebeur, kan nie regtig sê wat, maar het iets besonders in my gees en my lewe gebeur, want ek het gedoen wat die Here sê." Sê jy laat jou baptizo onderdompel, hy woord is onderdompel, toemaak onder die water. Iemand het dit op 'n dag so beskryf, het gesê eintlik, omdat ons saam met Christus sterf,
kan ek net sê, dis net 'n voorstelling. Hy sê, omdat ons saam met Christus sterf, is amper, jy moet 'n gat grawe, en die gat in lê, grond oorgooi, weer oopgrawe en opstaan. Want dis die sterf en die opstaan, en nou die Here die doop ingestel, gesê, onder die water, doop, onder die baptizo toemaak, te sê, ek staan in 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus op. Jy weet, jy kan net weer terug na daardie eerste skrif toe, dan los jy hom net so, Handelinge 2 agter, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word, baptizo, in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit het gebeur, sê, dis wat in die Handelinge kerk gebeur het. Dis wat gebeur het wanneer by die beginkerk, die eerste kerk, wanneer mense tot inkeer gekom het. Hulle het hulle bekeer, die Heilige Gees het hulle gees kom wederbaar, sy gees, en nou Jesus gesê vir Nikodemus, jy kan nie die koninkryk sien of ingaan, as jy nie wedergebore word nie, of is nie. So dan die bekering vind plaas, ek draai om van my verkeerde weë af, die Heilige Gees kom my wederbaar, my gees, ek word 'n nuwe skepping in Jesus Christus. Kyk, die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Amen. Die wat reeds Jesus aangeneem het, prys God, jy's 'n kind van die Here. Loof die Here, jy's gered en dit lyk mens alweer net ek wat bly is omdat, maar prys die Here, ek is gered en verlos deur die bloed van Jesus Christus. Gewederbaar sy gees en dit kom doen. En nou wel ek dit kies, is dit sy werk. Is dit hy wat in my hart kom en hy kom maak alles nie. Prys God, en nou gaan dit vir ewig lewe, my naam in die boek van die lewe geskryf. Daarom is dit moet werd om vas te hou, kind van die Here. Daarom is dit moet werd om naby die Here te bly, om nie te val vir enige ding in 'n gevalsin. Nee, ek is kind van die Here. Dier gekoop het ons gesin deur die bloed van Jesus Christus. Amen. Maar wat gebeur het in die Handelinge kerk is, hulle het hulle bekeer, omgedraai, gewederbaar, dan het hulle in Jesus Christus begin glo, en dan het hulle laat doop, baptizo, en dan het hulle die Heilige Gees ontvang. Nou dit is so, dat wanneer jy gewederbaar word deur die Gees van die Here, dat die Heilige Gees in jou kom woon. Kom maak alles net en skoon, en hy kom woon, en hier so jy ontvang dan die Heilige Gees, maar daar was ook 'n ontvang van die Heilige Gees, wat laat op Pinksterdag plaasvind, want toe hulle begin spreek in ander tale, die Heilige Gees op hulle neergedaal het, om die werk te gaan doen, die krag van die Heilige Gees. Ek wil dit weer uitlees, wat God se woord sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die vroeëre kerk was hierdie stappe wat gevolg het, en kan ek nou jou net dit sê, dit het vinnig gebeur, dit het dadelik gebeur, en nou wil ek hierdie gou tussen gooi, want ek weet daar tussen die denominasies baie wat gesê word, baba doop is nie deel van die patroon van die Nuwe Testament nie. Inteendeel, ons kry geen skrif vir dit nie, maar ons kry skrif van 'n gelowige, iemand wat by Christus uitgekom het, gewederbaar is, en dan hom laat doop het. Dit sien ons in die woordjie baptizo. Die begrafnis van die ou lewe, en 'n opstanding saam met Jesus Christus in 'n nuwe lewe. Ons is dus saam met hom begrawe, sê Paulus, Romeine 6:4. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Kan ek herinner wat sê die woord van die Here, sê, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal julle tot in alle ewigheid lewe. Prys die Here. Prys die Here, dis hierdie dood saam met Jesus. Dink daaraan, dat as ons later vanoggend, en ek glo die waterraders gaan reg wees, dit gaan mooi stil wees daar by sand, soos mense daar doop, dan roep hulle uit, hulle is verklaar eintlik, ek het saam met hy tot wedergeboorte gekom. Ek het Jesus Christus aangeneem. Hy is my redder en my verlosser en my een wat my
maar ek wil dit ook wys dat ek het saam met hom gesterf op Golgotha en ek staan saam met hom op in 'n nuwe lewe tot in alle ewigheid, want sy Gees woon nou binne my. Prys hom, prys hom, prys hom. As die Gees van God wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, dieselfde Gees wat ingestap het, dieselfde Heilige Gees van God wat ingestap het in daardie graf om uit die dode opwek in julle woon. Dink hoe kragtig is dit as die Gees van God in jou woon, by jou is. En dis wat ek wil dit weer herhaal, wat gebeur die hele tyd in die Nuwe Testament. Bekeer jou, wedergeboorte, glo in Jesus, laat jou doop in water en ontvang die Heilige Gees. Dis Bybels, ek kan dit maar verder gaan bestudeer. Dis die woord van die Here. Wat dan gebeur is, daar gebeur vergifnis, daar gebeur reiniging en daar gebeur die ingang tot die koninkryk van die Here God. Dit gou byvoeg net, weet ons kry baie vrae oor dit, en ek wil nie so lank die groot vraag, red die doop my? Nee, as die doop jou gered het, dan sou die man aan die kruis nie kon die paradys ingaan. Dit al gehoor? Kan ek net dit bysê, wat ek weet die man aan die kruis langs Jesus word vandag baie aangehaal, so asof mense dan sê, ag jy hoef niks te doen, jy hoef niks oor die Here te leer nie, ag jy kan maar net 5 minute voor jy sterf jou regmaak. Nou dit is so, dat Jesus red mense 5 minute voor hulle sterf, en hulle sal die paradys ingaan. Maar die man aan die kruis was nie gedoop nie, ons weet dit. Hy het nie leerlings en al die goed gehad nie, en Jesus toe in Jesus glo. Ons word gered op ons geloof in Jesus Christus. Dis 'n genadegawe, 'n persent uit God se hand. Die doop self red nie, ons moet tot bekering kom. Ons moet in Jesus glo, ons lewe vir hom bring. Inteendeel, dis iets van, ek moet met my hart glo, sê sy woord, en met my mond bely. Dis net Jesus wat net kom instap nie. Yes, dis die groot werk. Maar ek moet bely my sondes. En ek moet net vra in die tyd waarin ons leef, dat ons wil van Jesus weet, en hy kan kom instap, maar wil ek my sondes bely, want ek is baie keer so lief vir my sondes. Nou hoor ek jy amen of eina of wat ook al. Dink bietjie daaraan, is nie net, ek moet met my mond bely. Ek moet praat met my mond, Here, vergewe my sondes. Red vir ons my kom, was my bitter. En sê die Here, vat jou sondes, ek gooi dit in die diepste van die see, dink nooit weer aan nie. Dis wat die Here doen, deur wat ek glo en wat ek met my mond bely, en ek kry hierdie gawe van die koninkryk van God om gered te wees. En dan, my vraag is mense so die man aan die kruis aanhaal, en die Here doen werklik 'n groot wonderwerk vir 'n man aan die kruis wat hom nie geken het nie, wat eintlik 'n misdadiger is wat teen hom gedraai het, maar wat op die kruis Jesus ontdek, en die Here wys sy genade dat hy 'n man op die kruis red sonder al hierdie dinge, en in die Bybel sê hy gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis wonderlik die genade van die Here. My vraag wat ek sommer dit Bybel vra met tye is, as hierdie man Jesus vroeër leer ken, sou hy nie ook dan maar geleer het oor die Here nie? Sou hy nie ook dan die doop gaan doen het nie? Sou hy nie ook dan die pad gestap het nie, wat die Here wou hê moet stap nie? Mense haal hierdie man baie keer deesdae aan asof die Here, ek kan maar net leef soos ek wil, ek hoef nie te leer oor die Here nie, of die Bybel te lees nie, ek hoef nie, dit is nie almal. Jo, nou, ek wil nie kry baie teken wat ons sê. Nie almal is die man aan die kruis. Dit was vir hom so. En God het groot genade gewys, want sy genade is baie groter op grond van wat ons glo en bely met ons mond. Was die Nuwe Testament, jy kan kom speel. Was dit vir al in die Handelinge. 3000 mense kom tot inkeer en is gedoop daarna. Die Ethiopiese hofdienaar Handelinge 8, tronkbewaarder van Filippi, dink ek in Handelinge 16, bekeer julle, glo julle, hulle wanneer iemand tot bekering gekom het en wedergebore is en
en dat hom verduidelik wat gebeur het, dan baie van hulle gesê, waar is die water? Hulle maak eintlik so 'n grap met die Pinkstermense. Veral so die AGS-mense so net om te sê hulle is die krokodille wat hulle jou gryp wat in die water. As 'n waarheid daar. Wees gehoorsaam wat Jesus sê. Al maak dit nie soms sin. Ek het dit vir jou getuig dat by die doop van die gelowige gebeur daar iets besonders in Christus. Dat moes iets gebeur toe Jesus gedoop is en hy in die water opkom deur Johannes die Doper en die Vader hy, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. So, dit het dan gebeur iets wat ons nie altyd verstaan. Ek dink dis net te groen. Wel dit nie red nie, is die stap van gehoorsaam. Maar hoor my, ek wil dit graag die klem op dit lê. Dit was 'n normale gebruik wat gebeur het in die Handelinge Kerk. Bekeer, word wedergebore, glo in Jesus Christus, laat doop jou in water en ontvang die Heilige Gees. 'n normale Nuwe Testamentiese belewing in Handelinge. So toe dat die Here met jou praat, wees gehoorsaam en by die Here sê oor jou lewe. Daar gebeur iets besonders wanneer jy die stap volg in Jesus naam. Ek gaan vra dat die 3 dopelinge gou hier voorkom staan met my. Sê nie, ek staan hier voor. André en Verdien staan so hier voor by my. Wat ek sê aan my Pieter, dan moet Pieter, Pieter, ek kan Verdien. Kyk julle net eers vir my en ons gaan oor hulle bid en hulle seën en dan ons letterlik daar by staan ons doop. Ek wil gou 'n vraag is net vir 'n vraag en dit is julle wedergebore. Het julle Jesus Christus aangeneem as saligmaker, verlosser en die redder. Amen. Ek het dit al hierdie ook van my gevra. Dis al wat moet gebeur voordat jy al vereiste vir die doop in water. Die doop van die gelowige is dat jy weergebore is. Dan die tweede belangrike vraag vir my is, niemand het julle gedwing om julle te laat doop nie. Dis nie, ek het nie net aan Bobbie kom staan nie. Gesê asseblief, jy weet dat doop is aan moeilik. Niemand, dit was julle eie keuse. Wil dit ook sê dat wanneer jy net doop dan terwyl ek dit doop, dan sê ek ook op julle belydenis, doop ek julle in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Niemand het gedwing nie. En dan 'n derde vraag wat ek altyd vra, maar ek vra dit meer in lyn van gehoorsaamheid aan Jesus Christus, is dat julle daarna gaan saam met die gemeente, saam met die gelowiges, Jesus Christus sal volg en eintlik met sy hulp ons sal dien en volg. As jy bereid om dit te doen, amen, dan help die Here ons mee. Amen. Dan die goeie hande instrek en ons gaan hulle net seën en vra dat die Here hulle pad vorentoe sal vashou na hierdie stap wat voor ons staan. Vader, ons kom net in Jesus naam. Terwyl die mense vanmôre voor U is, U vir ons so lief is, dankie dat U hulle besonder seën vandag. En dit op 'n stadium het in die woord gesê dat gehoorsaamheid is belangriker as offergawe. Terwyl hulle hierdie pad van gehoorsaamheid is en doen vandag, wil ek vra dat U hulle besonder sal vashou. En terwyl hulle later daar by die see gaan wys dat ons sterf saam met Christus. Baptien so, en ons staan saam met Jesus in 'n nuwe lewe op. Dat julle gaan vashou in Jesus naam en sal dra kom wat wil vorentoe. Hoe moeilik dit op 'n tydkeer nog sal word op hierdie lewe en rondom ons is U met
En ek het dit al beleef dat wanneer ons die dienste oor dit praat, dat die Here betuig gemaak het die goeie wil laat doop, nog in die pad gestap die enige tyd. Ons kan maar heel marathon doen. Dis lekker warm en lekker water. Maar enige tyd as die Here dit ook in die hart onthou. Wil jy saam met my staan? Loof die Here. Loof sy naam. Vader, in die naam van Jesus. Dankie dat U almal vanoggend hier so lief het. Dat U gaan sterf het op Golgotha vir elkeen wat hier staan. En ek wil bid, Jesus, dat U elkeen sal vashou. Sal naby U vashou. Bid is daar regtig nou 'n behoefte is. Begeerte is die woord sê ons kan met begeerte, met danksegging ons begeertes voor God bekend maak. Dat hy nou sal inkyk en dit vir die mense doen. En ek wil bid, Here, dat hy hulle sal vashou onder die beskerming. En ek wil bid dat die dae wat oor is geseën sal wees tot verheerliking van Jesus Christus. En ek wil ook vra, Here, is dat as enige iemand staan wat Jesus Christus nie ken en nog nie daardie besluit geneem het nie, dat hy of sy dit binnekort en gou sal doen, want die tekens wys Jesus Christus is op pad. Wil regtig uitroep dat niemand hier sal verlore gaan, die Here. Niemand hier wat selfs die diens aan en kyk sal verlore gaan nie, maar dat elkeen gered sal word. Die Here moenie dat een verlore gaan nie, asseblief Jesus. Ek roep dit oor elkeen, ek roep dit oor Dana, ek roep dit oor die omgewing. My Here, my God, wees weer genadig en help. Bid nou dat die Heilige Gees sal doen in elke lewe daar, net wat U wil doen. Naam van die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Jesus. Die besin het gevullig met ons gaan. Ons gaan nou afsluit. Beleef net so die Heilige Gees is nog besig om te werk in harte en lewens. En ek wil nie net afsluit as die Heilige Gees nog besig is. Ons programme mag nooit belangriker wees as dit wat die Here doen.